Hallo al julle maatjies, dit is so lekker om weer terug te wees hier in julle slaapkamers, want julle luister mos na Millie FM en dis kos vir groot ore en ook vir julle klein oortjies. Ek hoop jy lê lekker in die bed en gereed vir die storie. Om saam te luister vanaand, luister ons bietjie van kameelperde en ons lees mos uit die boek van Tannie Leni Houwer, Leer jou kind Christelike waardes. Vanaand se storie gaan oor gehoorsaamheid. Nou ek weet sommer jy is 'n gehoorsame kleutertjie of kindertjie. Ek hoop regtig jy luister mooi vir mamma en pappa, want hierdie storie gaan juis oor mooi luister. Die storie se naam is Waar kry kameelperde hulle kolle vandaan? Lank gelede, toe kameelperde nog nie kolle gehad het nie, het Karel en sy familie in die bos gewoon. Pappa kameelperd, oom Mani, het altyd probeer om sy kinders mooi te leer wat reg en wat verkeerd is. Hy het gesukkel om vir Karel te leer, want Karel was baie kere ongehoorsaam. Hy het baie keer glad nie gedoen wat pappa vir hom gesê het om te doen nie. Eendag het pappa kameelperd en Karel langs die rivier gaan kos soek. Die bome wat langs die rivier groei, se blare was lekker sappig. Mani kameelperd het baie mooi aan Karel verduidelik, dat hy glad nie alleen rivier se kant toe mag gaan nie, maar eerder so naby as wat hy kan aan sy pappa moet bly. Want daar's groot, gevaarlike krokodille in die rivier. En al kom jy dalk weg dat hulle jou nie doodbyt nie, sal jou hele lyf vol kolle word as jy ongehoorsaam was. Karel was so gewoond daaraan om nie na pappa te luister nie, dat hy nie iets gehoor het van rivier en toe wil hy juis gaan kyk, wat is dan by die rivier? Hy het daar op en af langs die rivier gestap en niks gesien nie. Hy besluit toe dat hy bietjie binne in die rivier sou instap om beter te sien wat onder die water aangaan, want bo die water kon hy niks sien nie en dit was baie vervelig. Hy stap al hoe dieper die water in. Wat Karel nie geweet het nie, is dan dat klein Krokko, die jong krokodilletjie, juis besig was om te leer hoe om sy eie kos te vang. Hy het doodstil onder die water gelê en wag om te sien watter dier sou dit eerste in die water waag. Karel het weer omgekyk of pappa Mani kameelperd hom nie dalk sien nie, want hy het geweet hy is ongehoorsaam en hy was nou nie lus gewees vir raaskry nie. Maar Mani het egter heerlik aan die nuwe blare in die boom gesmil en glad nie gesien wat klein Karel doen nie. Terwyl hy nog so omkyk, sien hy net 'n skielike beweging onder die water en voel hy sy een been word gebyt en hy word onder die water ingetrek. Hy skrik baie groot en hy skree vir hulp en hy ruk en hy pluk om los te kom. Gelukkig is Krokko nog nie slim genoeg om diere te vang nie en Karel kry dit reg om los te kom. Mani kameelperd is ook reeds by om te help en hy skop na Krokko wat vinnig los en wegswem. Karel kyk na waar hy gebyt is om te sien of hy bloei, maar wat sien hy raak? Sy hele lyf is vol kolle. Hy kyk na sy pappa en weet julle wat? Sy pappa se lyf is ook vol kolle. Hy was ongehoorsaam en omdat hy ongehoorsaam was, het al die kameelperde kolle gehad van daardie dag af. Om hulle te help, om te onthou dat ongehoorsaamheid jou verander. In ons mense se lewens is dit ook so. Ongehoorsaamheid maak ons iets wat ons nie eintlik is nie. God wil graag hê ons moet skoon en sonder kolle naby aan hom kom. God hou nie van sonde nie, omdat dit mense seermaak en vernietig. En hy hou niks daarvan as ons sonde doen nie. Maar dit beteken nie dat God ons nie vergewe nie. Dit beteken net dat ek naby God kan wees, al is ek vol sonde of ongehoorsaamheid. Ons almal doen sonde, of ons is ongehoorsaam, en daarom het God sy seun gestuur, om ons kolle vir ons af te kom was. Net Jesus is sonder sonde, en kan naby God kom. Wanneer ons in Jesus Christus, die seun van God, glo,
dan sien God nie meer ons sonde, ons kolle of ons ongehoorsaamheid raak nie, en dan kan ons naby aan God bly. Dan sal ons ook beter verstaan hoekom gehoorsaamheid so belangrik is, en dan sal ons graag gehoorsaam aan God wil wees. Sjoe maats, dis darem maar 'n baie mooi storie gewees van gehoorsaamheid, en hoe belangrik dit is om gehoorsaam te wees. Nou ek hoop julle almal luister altyd die eerste keer vir mamma en pappa as hulle met jou praat, want dit is wat die Bybel vir ons sê. Die Bybel sê ons moet gehoorsaam wees aan ons ouers en aan ons juffrou en ouma en oupa en almal wat vir ons lief is. So ek hoop regtig julle is 'n klomp gehoorsame kleintjies en kleutertjies. Dit was so lekker om weer in jou kamer te kom kuier en ek hoop jy die storie saam met my geniet. Volgende week kan julle weer luister na stories saam met juffrou Blanche hier op Millie FM, kos vir jou ore.